Jesaja 61 vers 4, en hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeë dae weer oprig, en die verwoeste stede weer heel maak, wat woes was van geslag tot geslag. In die Nuwe Testament word dit net so duidelik van Jesus Christus gesê, dat God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Ons lees daarvan in Handelinge 10 vers 37 en 38. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het, en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Daar word ook gepraat van die gelowiges, 1 Johannes 2 vers 20 en 21, en julle die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Die mens is 'n sinnelike wese en het soms behoefte aan 'n uiterlike teken om vir hom 'n bepaalde tydpunt saam te vat en uit te druk wat hy as iets geesteliks nie so maklik kan vat nie. Dit is vir sy swak geloof 'n groot hulp. Die salwing van die krankes met olie in die naam van die Here was 'n baie kragtige getuienis dat dit deur die Heilige Gees was dat die genesing gekom het. Het ons nou nog by die geloofsgebed aan hierdie salwing met olie behoefte? Die woord praat daarvan en gee vir ons die riglyn van hoe om vir 'n sieke te bid. Daarom maak ons wat deur gebed genesing soek, daarvan gebruik, om ons gewilligheid te toon, om ons in alles aan die woord te onderwerp. In Jesus Christus se laaste belofte noem hy self nie die salwing nie, maar die handoplegging as teken van die mededeling van die genesende krag. Ons lees in Markus 16 vers 15, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Markus 16 vers 17, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Markus 16 vers 18, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal die hande lê, en hulle sal gesond word. Markus 16 vers 19, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Markus 16 vers 20, maar hy het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig, deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Ons sien dus, geloof is nodig. Ons sien duidelik die opdrag, wat ons moet gaan doen, hoe ons na die nasies toe moet gaan. In Jakobus 5 sien ons wat moet gebeur as iemand siek is. Jakobus 5 vers 15 en 16, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons moet in geloof bid. Wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak,
tot redding van sy gesin, van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Ons sing in Hebreërs 11 van baie geloofshelde. Ons moet in geloof moet ons bid. Jakobus 1 vers 6. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Vers 7. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Vers 8. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Ons moet in geloof moet ons bid. Die vergewing van sonde en die genesing van die siekte word aan mekaar verbind. By 'n siekte behoort die dokter altyd te soek na die oorsaak van die kwaad. As hy dit kan uitvind en wegneem, dan volg die genesing. Die Here gaan terug na die diepste oorsaak van die krankheid, naamlik sonde. Sonde is om buite Vader se wil te wees. Deur die belydenis van ons hart en die vergewing aan die kant van God, word die oorsaak weggeneem. As die oorsaak van die kwaad weg is, dan kan die genesing kom. Terwyl dus by die genesing deur medisyne die meeste aandag in beslag geneem word deur die vraag na 'n bekwame geneesheer en die gehoorsaamheid aan sy voorskrifte, word waar genesing gesoek word deur die gebed, die aandag op die Here gefestig en op die verhouding waarin ons tot hom staan. Hierdie woorde van Jakobus omtrent belydenis en vergewing van sonde, leer ons dus een van die nodigste reëls van die gesondheid van die liggaam. Daar moet opregte belydenis en aflegging van sonde wees. Jakobus het eers gepraat van die gebed van die ouderlinge, en hier maak hy dit meer algemeen deur te sê vir alle gelowiges, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. In verband met wat hy gesê het van die vergewing van sonde, voeg hy daarby, bely mekaar julle misdade. Dit is alleen in die eenheid en gemeenskap van die lede van die liggaam van Christus dat die Gees tot sy volle werking kom. Ons het behoefte aan mekaar. Die apostel noem 2 dinge waarvan ons van mekaar afhanklik is. Die eerste is, ons moet gemeenskap met mekaar hê, om aan mekaar die misdade te bely. Die persoon teen wie ons 'n misdaad begaan het, ons moet aan hulle bely en hulle vergewing ontvang. Meer in die algemeen, die kranke wat deur sy siekte tot oortuiging gekom het van die sonde, moet ook aan die ouderlinge of die gelowige voorbidders sê, dat hy erken waarin hy gesondig het. Dit is dikwels baie makliker om die sonde voor God te bely, as voor die mens. Jakobus voeg 'n woord by, omtrent die karakter van hulle wat in staat sal wees om in die ware geloof te bid. Hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die woord leer ons wie die regverdige is. 1 Johannes 3 vers 7. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. Jakobus het self die naam van die regverdige gedra, weens sy tere en nougesette godsvrug. Dit is alleen die gelowige wat heeltemal oorgegee is, en 'n nougesette gehoorsaamheid aan die wil van God lewe, wat krag het om die gebed in geloof vir ander te bid. 1 Johannes 3 vers 22. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. 1 Johannes 3 vers 23. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Die gebed van so iemand wat by God as sy vriend in noue omgang met hom verkeer, vermag baie. Die woord van Jakobus, die gebed van die regverdige het groot krag, word dikwels gebruik, doch byna nooit vir die saak waarvoor hy dit eintlik bedoel het nie,
naamlik om die gesondheid en genesing op die gebed te vind. Mag daar regverdiges gevind word, kragtig in die geloof, wat Vader kan gebruik om die heerlikheid van Jesus Christus as geneesheer van die krankes te openbaar. As ons gaan kyk na die handoplegging as 'n aksie, op die DVD van die tabernakel het ons daarna gaan kyk. Die tafel van die toonbrode was uit akasiëhout en met goud oorgetrek. 'n Lysie so breed soos 'n man se hand was sigbaar. Dit is verteenwoordigend van handoplegging. Eksodus 25 vers 25. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue krans vir die lys rondom. Handoplegging, soos ons dit in die skrif kry, is 'n oproep om terug te keer na die grondbeginsels van die skrif, 'n oproep tot disippelskap. Handoplegging is 'n aksie, 'n daad, waardeur gelowiges mekaar toerus, ten einde hulle in staat te stel om hulle disippelskap uit te leef. Dit is dus nie tot beskikking van diegene wat passief langs die kantlyn sit nie. Ons sien in die tabernakel het priesters mekaar die hande opgelê na die weekse tempeldiens en die nuwe priesters hulle vir die weekse tempeldiens aanmeld. Handoplegging het ook uit te waai met rentmeesterskap. Uit die skrif sien ons handoplegging is die delegasie van verantwoordelikhede, van die hoëpriester na gewone priesters, maar ook tussen priesters onderling. Ook profete het mekaar die hande opgelê en apostels het mekaar en medegelowiges die hande opgelê, waar tydens hulle met die Heilige Gees toegerus word en die gawes van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Vir gelowiges is dit van die uiterste belang om te besef, hulle is rentmeesters van die gawes, seëninge en verantwoordelikhede van die Here. Handoplegging dui ook op autoriteit. Gelowiges wat met rentmeesterskap beklee word, is noodwendig ook die ontvanger van autoriteit. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 14, Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie, met die handoplegging van die ouderlinge. As uitvloeisel hiervan beteken disippelskap, dat die gelowige, onder salwing van die Heilige Gees, noodwendig dan ook die autoriteit of die gesag het, om die Bybel self te lees en te vertolk, voorbidding te doen en mense te bedien. Dit is nie net die leraar se plig nie. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Daar is egter ook 'n waarskuwing met handoplegging. Die Bybel waarsku gelowiges om versigtig met handoplegging om te gaan. Wees versigtig vir wie jy die hande oplê en deur wie jy die hande opgelê word, aangesien die gelowige nie altyd oor die agtergrond van die ander mens ingelig is nie. 1 Timoteus 5 vers 22. Moenie hastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. 'n duidelike waarskuwing. Laat ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei. As ons nou gaan kyk na siektes, dan is dadelik wat in ons kop opkom, liggaamlike siektes. En ons wil dit dadelik regstel op die liggaamlike vlak. As ons gaan kyk na liggaamlike gesondheid en wat oorvloedige lewebedieninge deur individuele konsultasie aanbied, deur middel van vraelyste kan ons die oorsake van simptome bepaal. Ons gaan kyk na die toksiese spanningssiklus. Vir individuele gevalle kan ons maklike stappe na gesonde leefstyl gee. Ons maak gebruik van die voedselkombinasiekaart. Dit word ook apart te koop aangebied.
Ons gaan kyk na die Bybelse riglyne en ook neeweffekte en interaksies van middels. Dis egter uniek vir elke persoon. Daarom is individuele konsultasie ook belangrik. Ons het afgekom op hierdie pragtige prentjies van kosse. Kan jy sien dat alles kosse is? Hiervoor sien ons die aartappels. En hierdie water word voorgestel deur Shalom. Kyk of jy in elke prentjie al hierdie kosse kan identifiseer. Kyk net hierdie brode aan die agterkant van hierdie prentjie. Kos is wel belangrik. Soos gaan kyk na Spreuke 3 vers 7 en 8 van dit wat ons moet vermy, is kos ook een van die goed wat ons moet vermy, dat ons die regte keuses moet uitoefen. Toksiese spanningssiklus. Baie liggaamlike simptome kan terugherlei word na die opeenhoping van gifstowwe in 'n bepaalde deel van die liggaam. Indien die een orgaan in die liggaam sukkel om van gifstowwe ontslae te raak, dan plaas dit 'n lading op die volgende orgaan. Die siklus begin by die spysverteringskanaal en veral by die maag en die dun darm. In die dik darm vind fermentasie en ontbinding plaas. Die rektum is baie bloedvatryk en dit is die rede waarom die effek van 'n setpil binne 'n paar sekondes ondervind word. Indien hartlywigheid ondervind word, is die rektum gevul met fekale massa en word die gifstowwe deur die hele stelsel versprei deur middel van die bloedvate. Gifstowwe en gasse gaan die portale stelsel binne. Die lewer en die galblaas is die primêre detoksifiserende of ontgiftingsorgane. Indien die lewer en die galblaas optimaal funksioneer, sal allergieë ook nie ondervind word nie. Indien die lewer en die galblaas egter nie optimaal funksioneer nie, sal die toksiese lading begin opbou. Wanneer die niere nie vinnig genoeg die gifstowwe kan deurfilter nie, kan blaasinfeksie of nierstene veroorsaak word. Die longe moet giftige gasse uitdryf en indien dit faal in die proses, kan dit 'n slegte asem of asma veroorsaak. Die limf help om gifstowwe te ontgif. Die milt filtreer die limf en vorm B-limfosiete. Indien daar meer vloeistofvolume is om gifstowwe te buffer as wat niere kan hanteer, kan hoë bloeddruk ontstaan. Gifstowwe in die stadig vloeiende limf kan die ophoop van melksuur veroorsaak, wat aanleiding kan gee tot stywe spiere en ook fibromialgie. Spiere trek saam en sit spanning op die rug en senuwees in die ruggraat. Teruggehou dit gifstowwe irriteer die brein en kan hiperaktiwiteit of deurmekaarheid veroorsaak. Dit kan selfs aanleiding gee tot hoofpyne en hormoonwanbalanse. Swak kommunikasie na die hypothalamus en die spysverteringsensieme wat nie koördineer nie en nie beskikbaar is wanneer benodig word nie, kan swak spysvertering tot gevolg hê en die hele toksiese stressiklus kan herhaal word. Die pH van die bloed is baie belangrik. Ons lees in Levitikus 3 vers 17, dit is 'n vaste voorskrif vir julle nageslag, waar julle ook al woon, julle mag geen vet of bloed eet nie. Levitikus 17 vers 14, omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle, Israeliete, dat julle geen bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, sal elkeen wat dit eet, doodgemaak word. Die bloed is die lewe. As ons gaan kyk na die mens se pH van die bloed, die pH-balans in die bloedstroom is alkalies en wissel tussen 7.35 en 7.45. Alle voedsel wat ingeneem word, gaan eers deur die spysverteringskanaal en dan beland 'n residue in die bloedstroom. Die pH van enige oplossing is die maatstaf van die waterstof-ioon konsentrasie in die oplossing. Hoe hoër die pH-lesing, hoe meer alkalies en suurstofryk is die vloeistof. Hoe laer die pH-lesing,
hoe meer suur en suurstofarm is die vloeistof. Alle voedsel, behalwe vrugte en groente en amandels, verander die bloedstroom se pH van alkalies na suur toe. Die liggaam moet die pH-balans handhaaf en moet dus die suur pH van die bloedstroom terug verander na alkalies toe, om asidose en gevolglike koma te vermy. Die enigste manier hoe die liggaam dit kan regkry, is deur kalsium uit die bene uit te onttrek, en dit kan dus op die lange duur osteoporose veroorsaak. Een van die mees algemene oorsake van siektes is asidose. Asidose is die ophoping van meer suur as wat die liggaam effektief kan hanteer. Asidose is soms 'n slijmerende toestand waar tydens die pasiënt gedurende die vroeë stadiums van suuropeenhoping selfs goed kan voel. Hulle mag selfs oormatig goed voel en 'n buitensporige hoë energievlak toon. Die goeie gevoel en hoë energievlakke sal mettertyd verdwyn soos meer suur ophoop. In 'n aanhoudende poging om alkaliteit te behou, word die neutraliserende alkalisiese store uitgeput en raak die lewer al hoe meer oorlaai en kan nie meer sy funksie van detoksifisering uitvoer nie. 'n Paar van die oorsake van asidose: diabetes, nierversaking, inname van groot hoeveelhede aspirien, lewersiektes, byniersiektes, maagsere, verkeerde dieet, oorgewig, ketose, kwaadheid om maklik jou humeur te verloor, spanning, vrees, anoreksie, toksemie, koors, oormaat inname van Vitamiene C en niacin. Selfs ons aanvullings kan daartoe bydra dat ons asidose ontwikkel, die mees algemene oorsaak van siektes. As ons gaan kyk na 'n paar van die simptome van asidose, sien slegs die pessimistiese kant van die lewe raak, kan nie rustig slaap nie, staan net so moeg op in die oggende soos wat hy of sy gaan slaap het, vind aanhoudend fout met alles en almal, is aanhoudend moeg en ondervind algemene pyne en skete, artritis, gereelde sug, slaaploosheid, waterterughouding, gesonke oë, migraine hoofpyne, lae bloeddruk, word maklik geïrriteerd, moeilik om tevrede te stel, toon tekens van veroudering soos die liggaam alkaliniserende stowwe vanaf die spiere en later kalsium van die bene onttrek, perspirasie of sweet wat baie suur of sterk ruik, droë, harde stoelgange, halitose of slegte asem, wisseling tussen hartlywigheid en diarree, moeilik om te sluk, knoppe of swelsel op die tong en dak van die mond, brandgevoel in die mond en onder die tong. 'n Suur pH kan ook die oorsaak wees van degeneratiewe siektes, soos kardiovaskulêre siektes, arteriosklerose, hartaanvalle, beroerte, hoë cholesterol en hoë bloeddruk, alle vorme van kanker, diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig, neurologiese siekte, veelvuldige sklerose, ankyloserende siektes en Parkinson se siekte, seniliteit, demensie en Alzheimer's, immuungebrek, osteoporose, osteoartritis en tandverlies, hormoonwanbalanse, vroegtydige veroudering, manlike prostaatprobleme, lewer- en niersiekte. Watse kosse veroorsaak suur? As ons gaan kyk na 'n paar van die suurvormende voedsel, alle diereprodukte, behalwe rou botter en room, wat neutraal is indien dit nie verhit is nie, alle grane behalwe giers, alle geprosesseerde voedsel, asyn,
sommige tipes geneesmiddels, verhitte vette, tee, koffie, kakao en sjokolade, gekookte vrugte, neute, behalwe amandels en sade. Wat is kosse wat alkalievorming veroorsaak? Ons gaan kyk na die alkalievormende voedsel, alle vars en gedroogde vrugte wat swaweldioksied vry is. Alle groente, insluitende aartappels, gekook en rou, spruite, amandels, rou en ongesout, giers. Ons roeping het begin by Spreuke 3 vers 7 en 8 en heel in die begin van ons roeping in 2007 het ek gesukkel met my eie gesondheid. En dit wat ek begin toepas het aanvanklik was vir my wat sleg is. Ek het so gefokus op wat is sleg, op liggaamlike vlak, wat se kos kan ek vir my het. En liggaamlik het ek gou begin beter voel. En dis waar die bediening begin het en op 'n stadium met Vader gesê, die wortel is regtig nog nie heeltemal uitgetrek nie. En toe moes ek gefokus het op siel en geesvlak ook. En toe moes ek begin leer het hoe om die Here te aanbid, hoe om hom te dien. Maar as ons gaan kyk op liggaamlike vlak, dan gaan ons eers in Spreuke 3 vers 7 en 8 toepas. Dien die Here en vir my wat sleg is, dat dit die geneesmiddel is vir jou liggaam. Ons gaan kyk wat is sleg. Dit was die eerste DVD wat ons gemaak het. Gesondheid en oorvloed op liggaam, siel, gees en my getuienisvlak. Dit wat ons op hierdie DVD doen is aanvullend tot daai eerste DVD. So die een vervang nie die ander een nie. Hierdie eerste DVD's was baie gefokus op wat ons moes vermy wat sleg is. Veral op die voedselvlak, maar wel ook in 'n mate op gees en sielvlak. Deur oorvloedige lewebediening se dienste wil ons graag vir ander mense help om die werklike oorsake van hulle gesondheidsprobleme op te spoor. Aangesien elke mens uniek is die algemene inligting op die DVD's nie bedoel om die plek in te neem van advies wat ander mediese personeel verskaf nie. Ons het toe 'n DVD-stel gemaak van 10 DVD's. Ons het die toestemming gekry van professor Walter White. Hy was 'n professor van zoology, Universiteit van Wes-Kaapland en hy het 6 DVD's in verband met voedselriglyne. Hy het dit wetenskaplik bewys, dit wat ons gesê het in die eerste 4 DVD's op hierdie stel. So as jy belangstel in wat se kosse om te eet, wat se kosse om te vermy en hoekom en waarom dit nodig is, dan sal ek jou aanraai om hierdie DVD-stel te kry. Op hierdie DVD-stel het ons ook verwys na die voedselkombinasiekaart en ons gaan net baie vinnig daarna kyk. 75% van die daaglikse voedselinname behoort rou vrugte en groente te wees. Die voedselkombinasieriglyne volg uit die grootste onafhanklike navorsing ooit gedoen op voedselinname. Ten minste 10.000 mense het aan hierdie studie deelgeneem, wat uitgevoer was oor 'n 10 jaar tydperk. Die korrekte voedselkombinasies word veral vir mense wat se spysverteringskanaal nie optimaal funksioneer nie aanbeveel. Op hierdie voedselkombinasiekaart beveel ons aan dat vrugte geëet word in die oggend tot 12 uur. Eet slegs vrugte vir ten minste 1 maaltyd per dag. Hou op om vrugte te eet vir ten minste 1 uur voordat enige iets anders geëet word. Wag ten minste 3 tot 4 ure nadat iets anders geëet is voordat enige vrugte weer geëet word. Span spek en wat lemoen moet verkieslik altyd op hulle eie geëet word. Neute en sade kan saam met suurvrugte geëet word. Suurvrugte kan gemeng word met semi-suurvrugte. Soetvrugte kan gemeng word met semi-suurvrugte. Hier sien jy op die skerm hoe die vrugte ingedeel word. Dit is hoe die vrugte buite die liggaam getoets word, alhoewel die vrug buite die liggaam suur is. Sodra jy dit inneem, verander dit in jou bloedstroom en die residue kan alkalievormend wees in jou bloedstroom.
As ons gaan kyk na proteïene, groente en stysel, sien ons ook op die voedselkombinasiekaart, eet 1 proteïen of 1 stysel as 'n maaltyd met 'n slaai en of neutrale groente. Begin 'n gekookte maaltyd met 'n rou slaai of groente. Proteïen-stysel kombinasies, byvoorbeeld vleis en rys, is moeilik om te verteer en is geneig om te gis. Alle peulgewasse soos bone, lensies en grondboontjies is hoog in stysel en proteïene en daarom kan dit die spysverteringsongemak veroorsaak. Eet elke dag essensiële vetsure. Dit is die volgende: 'n kwart tot 'n halwe koppie rou en ongesoute neute en sade, of 2 tot 6 mielies op die stronk, of 'n halwe tot 1 avokadopeer, of 5 tot 10 olywe, of 1 tot 2 eetlepels olyfolie. Hier sien ons, soos wat dit aangedui word op die voedselkombinasiekaart, proteïene aan die linkerkant kan gemeng word met groente, of stysel kan gemeng word met groente, maar moet liefst stysel en proteïene nie saam in een maaltyd neem nie. Hierdie voedselkombinasiekaart word aanbeveel vir 2 weke. In daai 2 weke is dit die skoonmaakproses wat plaasvind. Na 2 weke kan jy self kies wat het jy die meeste gemis en dit begin terugsit stelselmatig. Sit 1 voedselsoort op 'n keer terug en sodoende gaan jou liggaam vir jou beginne wys. Wat is dit wat sleg is wat jy behoort te vermy? In daai 2 weke tydperk het jy dalk geen las gehad van hoofpyne nie, of die postnasal drip het verdwyn. Jy het dalk selfs nie eens agtergekom nie. Maar na 2 weke, sodra jy weer terugsit, dit wat dit veroorsaak het, soos byvoorbeeld pap en melk wat jy saam eet, kan dalk die oorsaak wees. Sodra jy dit weer begin eet, gaan jy begin agterkom, nou is die hoofpyn terug, of die postnasal drip is nou weer terug. En dan gaan jy kan begin identifiseer wat is sleg vir jou. Want wat sleg is vir jou, is dalk nie sleg vir my nie, en andersom. En so kan jy begin die keuses uitoefen om te vermy wat sleg is, spesifiek vir jou. As ons gaan kyk na water, ongeveer 80% van die liggaam se spiermassa bestaan uit water. 60% van die rooi bloedselle en meer as 90% van die bloedplasma. Die liggaam kan omtrent 1,5 liter water per dag deur die vel, longe, ingewande en deur die niere as urine verloor, wat dit in staat stel om toksiese stowwe uit te skei. 'n Mens kan vir weke lank sonder kos bly, maar slegs 'n paar dae sonder water. Die groot vraag, hoeveel water behoort ek en jy in te neem per dag? Drink ten minste 30 ml suiwer water per kilogram liggaamsmassa per dag. Byvoorbeeld vir 'n persoon wat 50 kg weeg, moet 50 maal met 30 ml per dag ingeneem word. Dis 1,5 liter water per dag. Ons moet nie wag voordat ons eers dors is nie. Die volgende simptome kan tekens wees daarvan dat ons alreeds gedehidreer het. Dors, moegheid, verlies aan eetlus, blosende vel, lighooftigheid en duiseligheid, spierkrampe, ongereelde urinering en donkergeel urine. Ons sal sien dat die beste geneesmiddels gratis en verniet is. Een van hulle is sonlig. Sonlig het soveel kragtige werking. Sonlig is seker die beste antidepressant moontlik beskikbaar. 20 minute sonlig blootstelling per dag is al wat nodig is. Die geheim is egter dat geen leesbril of sonbril gedra moet word vir hierdie tyd nie. Die glas van 'n motorruit of venster in 'n huis dien ook as 'n versperring en moet vermy word. Die sonstrale dring die oog binne deur die pupil en stimuleer die pineale klier in die brein om genoeg serotonien te vervaardig. Serotonien is die voelgoed hormoon. Van die mees bekende antidepressante werk ook deur die regulering van die hormoon serotonien. Dit verklaar waarom depressie mees algemeen voorkom in lande waar die son nie baie skyn nie. En selfs in Suid-Afrika in die wintermaande
wanneer die mense nie baie aan sonlig blootgestel word nie. Ons lees ook van die waarde van sonlig in Maleagi 4 vers 2. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. Prediker 11 vers 7. Verder, soet is die lig en goed is dit vir die oë om die son te aanskou. As ons nou gaan kyk na lag, sien ons dat dit ook een van die beste medisyne is. Spreuke 17 vers 22. 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslaag gees laat die gebeente uitdroog. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. Ons sing ook, ons moet altyd bly wees. Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Spreuke 12 vers 25. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. In my eie lewe het ek ervaar dat ek gedink het, dit is 'n joeljaar wat voorlê in my lewe, toe ek gediagnoseer was met 'n kankeragtige gewas in my baarmoeder. Ek was 3de jaar aptekerswese student. Vir my ouers het die dokters vertel, hulle gee my 3 maande kans om te leef. Vir my het hulle net gesê, ek gaan nie weer teruggaan vir die jaar universiteit toe nie, en ek gaan Kaap toe moet gaan vir bestraling, en in my kop was dit gewees, dit is 'n wow jaar. Ek gaan lekker by die see nog vakansie hou by my niggie, en dan gaan ek terugkom, en ek gaan lekker ondervinding opdoen in die apteek, van al die handelsname en die generiese name wat ek by mekaar gaan sit. Die effek wat hierdie emosie van bly wees op my liggaamlike gesondheid gehad het, was fenomenaal. Toe die dokters uiteindelik hierdie gewas verwyder, was dit 12 by 15 cm groot, en teen alle verwagting in, was dit goedaardig. Op hierdie eerste DVD-reeks het ons ook gaan wys van die waarde wat kankerpasiënte gekry het, deur elke dag 'n lagsessie in te ruim. Die effek van lag en om bly te wees, het groot effek op ons liggaamlike genesing. Die gemiddelde kind lag meer as 200 keer per dag. Die gemiddelde volwassene lag slegs 4 keer per dag. Ons het toegelaat dat die druk van die lewe, spanning en verantwoordelikhede ons vreugde gesteel het. Een van die grootste geneesmiddels wat God ons gegee het, is die geskenk om te lag. Die Bybel sê, om gelukkig en bly te wees is soos medisyne vir ons liggame. Dit laat ons nie net beter voel nie, maar dit stel genesing vry deur jou hele sisteem. Wat gebeur wanneer ons lag? Dit stimuleer jou immuunstelsel. Dit verlaag jou bloeddruk. Mense wat gereeld lag, het 40% minder kans om 'n hartaanval te kry as mense wat nie lag nie. Dit stimuleer die regterkant van die brein, wat weer kreatiwiteit bevorder, sodat ons beter besluite kan neem. Dit aktiveer die liggaam se natuurlike kalmeermiddels, wat ons nie net kalmeer nie, maar help ook dat ons beter slaap. Wanneer jy jou gedagtes en liggaam wil herstel, is dit tyd om jou medisyne in te neem. Maak tyd om elke dag te lag. Moenie jouself so ernstig opneem nie. Dis tyd vir jou medisyne. Kom ons lag lekker saam. As ons gaan kyk na wat se kos ons moet inneem, sien ons in Genesis alreeds, het Vader in die Ou Testament vir ons duidelike riglyne gegee.
Genesis 1 vers 29. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome wat boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Voedsel waarna verwys word as die plante wat saad gee, is onder andere graan, koring, rog, gort, rys, giers, havermout, ensovoorts. Sade is onder andere die volgende: sonneblomsaad, sesamiesaad, lynsaad, pampoensaad, ensovoorts. Peulgroente, sojabone, lensies, ertjies, grondboontjies, ensovoorts. Vleesige plante wat saad bevat, eiervrug, soetrussie, groenbone, pampoen, komkommer, tomaties, ensovoorts. Voedsel waarna verwys word as die bome, waar boomvrugte aan is, wat saad dra, vrugte soos sitrusvrugte, lemoene en suurlemoene, semisuurvrugte, appels en perskes, soetvrugte, dadels, rosyne, palmvrugte, piesangs en pynappels, neutrale vrugte, avokadopere en olywe, neute, amandels, pekannete, kasjoenete, okkerneute, ensovoorts. Ons sien in Genesis 9 vers 3 en 4, alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees, net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Ons sien dus na die sonvloed, het Vader vir ons gesê dat ons mag vleis beginne eet. Op hierdie DVD-stel waarna ons verwys het van die 6 DVD's van voedselriglyne, praat professor Walter White ook van rein en onrein diere. Dis 'n tamme leetjie. En ons wil graag net so vinnig daarna verwys, maar jy moet dit self met Vader uitklaar. As ons gaan kyk in Deuteronomium 14 vers 1 tot 23, sal jy duidelike riglyne daarvan sien. Ook in Levitikus 11 vers 1 tot 47. Ek raai jou aan om dit in jou eie Bybel te gaan lees. Ons gaan hier net na 'n paar verse kyk. Levitikus 11 vers 44 tot 47. Want ek is die Here julle God. Toon dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongediere wat op die aarde kruip nie, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het, om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dit is die wet oor die diere en die voëls en al die lewende wesens wat roer in die water en aangaande al die wesens wat op die aarde wemel, om te onderskei tussen wat onrein en rein is, en tussen die diere wat geëet en die diere wat nie geëet mag word nie. Duidelik sê hy vir ons moet heilig wees, ons moet onsself afsonder. As ons gaan kyk na die opsomming van die rein en die onrein diere, van die vleis van die diere wat ons mag eet, is die wat volledig gesplete kloue het en herkou. Dit is onder andere bees, skaap, bok, takbok, ribbok, hartbees, klibbok, eland, gemsbok en springbok. Ons mag egter nie van die vleis van die diere eet, wat herkou, maar nie gesplete kloue het nie. Dis byvoorbeeld kameel, haas en dassie. Ons mag nie van die vleis van diere eet, of selfs aan hulle karkasse raak, wat wel gesplete kloue het, maar nie herkou nie, en dit is die vark. Is dit 'n skok vir jou? As ons gaan kyk na waterdiere, soutwater en varswaterdiere, ons mag alles eet wat vinne en skibbe het. Ons moet egter vermy enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skibbe het nie. Ons mag glad nie van die diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Dit sluit in sagte velspesies soos seekat en seepaling, harddoppige skaaldiere, byvoorbeeld krab, kreef, garnale en oesters.
Ons mag alles eet wat vinne en skibbe het. Dit is vir jou seker ook 'n groot skok. As ons gaan kyk na voëls, die volgende mag ons nie eet nie. Arende, lammervangers en visarende, swart aasvoëls, valke en al die roofvoëlsoorte, al die kraaisoorte, volstruise, nagvalke, seemeeuwe en alle soorte roofvoëls, uile, ibisse en flaminke, pelikane, swane en visvangers, ooievaars en al die reiersoorte, hoep en vleermuise. Ons sien dus hier dat ons nie volstruisvleis mag eet nie, volgens die Bybelse riglyn. Die wêreldse riglyn is natuurlik heel anders. As ons gaan kyk na insekte, alle insekte wat vlerke het en op pote loop is verbode. Ons mag egter die eet waarvan die pote so is dat hulle kan spring. Dit sluit in alle soorte springkane en krieke. Nou sê soveel mense, weet jy wat, dis Ou Testamenties en dis wetties. Kom ons gaan kyk na die Nuwe Testament. Matteus 6 vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Elkeen moet egter vir homself besluit. Ons sien in Romeine 14 vers 2, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Romeine 14 vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ons liggaam is die tempel van God. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 1 Korintiërs 3 vers 17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Kolossense 2 vers 16 en 17, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Ons liggaamlike gesondheid bly 'n geestelike oorlog. Jy kan jouself voorneem om gesond te begin leef, maar kort voor lank het jy weer geval. En dan kan ons nie besef hoekom en waarom nie, want ons het vergeet dat dit 'n geestelike oorlog is. 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ons stryd is nie in die vlees nie. Ons lees ook in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die eerste sonde deur Adam en Eva gedoen, was deur middel van die mond. Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Ons sien ook dat die eerste versoeking aan Jesus Christus gerig, was ook deur voedsel. Ons lees daarvan in Matteus 4 van vers 1 en 2, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel, en nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Matteus 4 vers 3 en 4, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons sien hierdie stryd
is 'n geestelike stryd. Soveel keer is Christene nie eers daarvan bewus nie. Ons sien soveel Christene wat 'n toonbeeld is van 'n ongesonde leefstyl, want ons is naïef genoeg om te dink, al het die vyand kos gebruik om die eerste sonde in die tuin van Eden te doen, om die eerste versoeking na Jesus Christus toe te bring, dat ons gevrywaar is daarvan. Alleen deur Vader se hulp kan ons dit oorwin. As jy wil, kan jy saam met ons bid vir liggaamlike gesondheid. Die woorde gaan nou op die skerm verskyn. Vader, ek dra vandag my besluit om my liggaam behoorlik te versorg aan U op. Ek vra dat U vir my 'n begeerte sal gee om gesond te eet. Ek weet dat ek dwars deur my lewe in die versoeking sal kom om verkeerde voedsel te kies en dit te eet wat dood in plaas van lewe kan bring. Help my om te verstaan wat goed is vir my en wat nie goed is nie, en maak my lus vir gesonde kos. Laat my skadelike voedsel afstootlik en onbevredigend vind. Ek bid dat ek teen alle tipes dieetsiektes beskerm sal word. Deur die gesag wat ek in Jesus Christus het, volgens Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Sê ek nou nee vir alle tipes ongebalanseerde eetgewoontes, nee vir ooretery, nee vir ongesonde kitste ete, nee vir verslawing aan voedsel en nee vir anoreksie. Vader, U woord sê volgens Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Help my om die waarheid te sien omtrent die manier waarop ek leef, sodat ek van ongesonde eetgewoontes bevry kan word. Ek bid dat U vir my saam met die begeerte om behoorlik te eet, die motivering ook sal gee om gereeld oefening te kry, volop skoon water te drink en om spanning in my lewe te beheer, deur volgens U woord te leef. Wanneer ek op enige van hierdie terreine worstel, laat ek myself tot U wend en vra, volgens Psalm 27 vers 11, leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Maak my liggaam sodat ek weer my werkslas kan dra, en wanneer ek slaap, gee dat ek volkome uitgerus, met nuwe krag en verfris sal wakker word. Ek bid dat U vir my die begeerte sal gee, om enige iets wat vir my nadelig sou wees te vermy. Help my om te verstaan, dat my liggaam die tempel van die Heilige Gees is, en dat ek dit as sodanig moet versorg, volgens 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Vers 17. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Ek bid dat ek my liggaam sal gee as 'n lewende en heilige offer, wat vir U aanneemlik is, volgens Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Ek bid, dat ek my liggaam wat U aan my gegee het, sal waardeer, en sal begeer om dit behoorlik te versorg. Gee dat ek nie krities oor my liggaam sal wees, of myself deur die mikroskoop van die openbare mening en aanvaarding sal beskou nie. Ek bid dat ek nie vasgevang sal word deur die lokstem van die media, wat probeer om my te beïnvloed met 'n beeld van wat hulle sê hoe ek moet lyk nie. Stel my in staat om te sê, volgens Psalm 119 vers 37, weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat U aanwys. Help my om te sien dat dit U Heilige Gees is wat in my leef
en ek na buite straal, wat my waarlik aantreklik maak. Laat my verstaan dat ware aantreklikheid in die hart van iemand wat God liefhet, begin. Vestig u visie van gesondheid en aantreklikheid in my vandag, en besiel my blywend met die begeerte om my liggaam behoorlik te versorg, omdat dit die tempel van u Heilige Gees is. Dankie dat u saam met my gaan op die pad na die behoorlike versorging van my liggaam. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Die geneesmiddel vir jou uit die woord, Spreuke 3 vers 7 en 8. Moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Dit is die geneesmiddel ook vir jou. Gelukkig het Vader nie wit broodjies nie. Dit wat vir my gewerk het, kan vir jou ook werk. Ek vertrou die Heilige Gees dat hy vir jou gaan wys wat is sleg wat jy moet vermy. Dat hy vir jou die wortels gaan wys, dat hy vir jou die werklike oorsake gaan wys. Ek vertrou dat hy jou gaan wys hoe hy wil hê ons die Here moet dien, in gees en in waarheid. Ek vertrou dat jy genesing sal kry, vir gees, siel en liggaamlike vlak. Dat jy gereed sal wees as die bruid, onberispelik, vlekkeloos, gees, siel en liggaam, deur Vader se genade, wanneer Jesus die dag kom op die wolke. As ons gaan kyk na die gees, die siel en die liggaam, sien ons hierdie voorstelling van God aan die een kant, gees, siel en liggaam, wat wegtrek van God af. Ek noem dit die sogenaamde ou mens. Efesiërs 4 vers 22. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Ek en jy die keuse, of ons wil breek met die ou sondige mens. Sodra ons besluit, ons hou nie van die prentjie nie, ons gee ons hart vir die Here, dan is dit ons gees wat neig in die rigting na God toe. Maar ons siel en ons liggaam trek nog steeds weg van God af. Ek noem dit die sogenaamde nuwe mens. Romeine 7 vers 22 en 23 beskryf dit so mooi. Paulus het dit so goed verstaan. Hy sê, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Diep in my gees vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en my late, my siel en my liggaam vlak 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en my late aan die werk is. Ek dink ek is vry, ek het my hart gegee vir die Here, maar dit was maar nog stap 1. My gees is in die rigting na God toe, maar ek ry uit die kerkterrein uit, wat wys ek? Wat doen ek? Wat sê ek as iemand die padverkeersreëls oortree? En dan voel ek en jy so kwaad, want ons het onsself voorgeneem, ons gaan die regte goed dink, doen en sê, en ons het weer eens geval. Ons is in 'n stryd gewikkel. Daai stryd is tussen jou vlees, wat jou siel en jou liggaam is, en jou gees. Ons gaan later mooier sien, wat die breër voorstelling is daarvan. Die werklike nuwe mens is egter, waar my gees, my siel en my liggaam, al 3 in die rigting na God toe gaan. Al maniere ons dit gaan regkry is deur heiligmaking na te strewe. Op ons eie gaan ons dit nooit regkry nie, en dis waar genade inkom. Maar van my en jou kant af moet ons alles probeer om binne Vader se wil te wees. Efesiërs 4 vers 23 sê, julle gees en julle gedagtes, sielvlak moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. So ek en jy moet nuut word, gees, siel en liggaamlike vlak. Hoe gaan ons dit reg kry? Hier in die 83 vertaling sê hy, dubbelpunt, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Volkome volgens die wil van God. As ons buite sy wil is ons besig met sonde. So ons moet ophou met die sonde. Ons moet binne die wil van God wees. Dit wat hy wil hê wat ek en jy moet doen, is al wat belangrik is. Dis nie meer belangrik hoe ek en jy daaroor voel nie, dis hoe voel God daaroor. En ons moet heilig wees.
Heilig is om afgesonder te wees, om op die noupad te wees. As ons gaan kyk na teksverse oor heiligmaking en die wil van God, sien ons die woord is baie duidelik daaroor. Ons moet heiligmaking nastrewe, afgesonder vir God wees en volkome volgens die wil van God leef. Levitikus 20 vers 7 en 8. Wy julle aan my, wees heilig, want ek is die Here julle God. Gehoorsaam my voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Here, ek heilig julle aan my. Met afgesonder leef vir God, al doen die hele wêreld op 'n ander manier die dinge, moet ek en jy volgens die woord van God binne sy wil beginne wandel. Efesiërs 1 vers 4. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor hom te wees. Ons is uitverkies om heilig en onberisplik te wees, om die bruid te wees. 1 Tessalonisense 5 vers 23, ja, jy gaan dit baie keer hoor. Dis ook wat op ons besigheidskaartjie staan. Dit is die hele doel van oorvloedige lewebedieninge. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons sien dis hier, maar God wat vrede gee, net God kan vrede gee, vir jou en vir my volkome heilig maak, afgesonder maak, toegewyd maak aan hom. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God, dat jy heilig moet lewe. As jy nog getwyfel het, hier is dit so duidelik. Die wil van God is dat ek en jy heilig moet wees, afgesonder moet wees. 1 Johannes 2 vers 17. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons moet die wil van God doen, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Ons het hierdie sirkelmodel, wat ons al ons goeders basies opgebou het. Dr. Frans Cronje en sy boetie Dr. Johannes Cronje is 2 mediese dokters, hulle het op ons pad gekom. Vader het vir hulle openbaringskennis gegee. Dr. Frans het gekom en na ons toe met hierdie openbaringskennis en gevra of ons dit toepas. Dit was 'n groot voorreg om die eerste persoon in die hele wêreld te wees, om hierdie model uit God se hand toe te pas. En Vader kry regtig al die eer daarvoor. Dis nie 'n mensgemaakte model nie, dis 'n goddelike model. En dankie Dr. Frans en Johannes vir die voorreg en die eer wat ek gehad het om dit toe te pas, om dit prakties in die veld te gaan uitoefen en te gaan sien hoe God se woord waar is. Dr. Frans is tans 'n mediese direkteur van Be in Health, in die Right Amerika se bediening, wat wêreldwyd gaan. Dr. Frans Cronje het 'n bydrae gestuur vir ons nuusbrief, wat vroeg in hierdie jaar 2011 per e-pos uitgestuur was. Die nuusbrief is ook op ons webtuiste www.oorvloedigelewe.co.za onder die opskrif Wat sê die dokter? Kom ons gaan kyk wat het hy in sy bydrae vir ons geskryf. As praktiserende medikus vir die afgelope 20 jaar, is dit vir my 'n groot voorreg om betrokke te wees by die bedieninge van oorvloedige lewe, in Freedom in Health, in Be in Health Global. Vanuit 'n mediese en wetenskaplike perspektief is die geestelike wortels van siekte geheel en al vereenselwigbaar met die bevindinge van moderne mind-body medisyne. As sulks beveel ek die bediening graag aan, beide as arts en as gelowige, veral vir die wat 'n behoefte het aan God se perspektief oor siekte, en vir diegene vir wie mediese wetenskap nie meer oplossings bied nie. Die assosiasie tussen stres en verskeie siektetoestande is goed bekend. Wat meeste gelowiges egter nie besef nie, is dat die mate waartoe ons toegee tot stres nie net vir ons gesondheid sleg is nie, maar dat dit regstreeks teenstrydig is met die Here se woord. Dit wil sê, dit is 'n vorm van ongeregtigheid in ons lewens. Trouwens, die effek van al ons negatiewe ervarings, die van vrees, skuld en skaamte, soos uitgebeeld in die Genesis verhaal,
het 'n daadwerklike uitwerking op ons verhoudings, ons gedrag en ons gesondheid. Uit my eie mediese praktyk en navorsing kan ek beamoen dat daar duidelike assosiasies is tussen die gevolge van vrees, skuld en skaamte en spesifieke siektes in die liggaam. Dit is weliswaar so dat moderne medisyne en sielkunde die oorspronklike begrippe met meer gesofistikeerde of meer polities korrekte terme vervang het. Vandag praat ons van angs, stres, neurose, depressie, tipe A persoonlikheid of vyhandigheid, minderwaardigheid, selfverwerping, hopeloosheid ensovoorts. Maar die primêre kleure is dieselfde. Dit is steeds maar vrees, skuld en skaamte. Nou ja, wanneer daar met hierdie bietjie begrip van die mediese sinonieme na moderne mediese navorsing gekyk word, word dit duidelik dat vrees in al sy vorme die vel, senuweestelsel en elektriese geleiding van die hart aantas. Hierdie komponente ontwikkel uit die sogenaamde ektodermlaag en buitenste kiemlaag van die embrio. Daar is 'n webtuiste ook. Enige mediese teksboek sal jy dit ook kan kry, die organe wat ontwikkel uit die ektoderm, mesoderm en endoderm. Skuld, wat woede, vyhandigheid en bitterheid insluit, veral die muskuloskeletale stelsel, dit wil sê been, kraakbeen, ligamente en spiere, die sirkulasie, immuunsisteem, hartspier en niere aantas. Hierdie komponente ontwikkel uit die middelste kiemlaag of mesodermlaag. Skaamte, wat minderwaardigheid en verwerping insluit, veral die ingewande, longe en endokriene sisteme aantas, wat vanuit die endoderm of binneste kiemlaag ontstaan. Dus is hierdie assosiasie tussen sonde en siekte medies en wetenskaplik geldig. Maar wat sê die woord? Onder andere staan daar die volgende. Christus self maak 'n duidelike assosiasie tussen sonde en siekte. Gaan lees daarvan in Markus 2 vers 9, Matteus 9 vers 5 en Lukas 5 vers 23. Paulus skryf dat die onwaardige, ondeurdenkende gebruik, dit wil sê sonder selfondersoek, van die brood en die wyn wat die Here se liggaam en bloed verteenwoordig, tot siekte en sterfte lei. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. En Jakobus skryf dat daar sonde is wat tot die dood lei en nie sal genees deur gebed alleen nie. Die afleiding is dat opregte berou en vergifnis benodig word. 1 Johannes 5 vers 16 tot 17. So wat nou? Die belangrikste boodskap is dat daar hoop is. Wanneer ons met nuwe oë na siekte kyk, kan ons die oorsake in ons lewens identifiseer en ons innerlike pyn, ons wonde en ons sonde in berou na ons Here neem. Ons kan sy vergifnis en bevryding ontvang en ons kan ons verstand laat vernuwe deur die waarheid van sy woord. Hierdie oplossing is soveel beter as enige iets wat die wêreld bied. Dr. Frans sê, in my eie lewe het ek aan hoë bloeddruk, artritis en hoë trigliseriede bloedvette gelei, waarvoor ek op kroniese medikasie was. Ek moes tot inkeer kom en besef dat ek vrees vir die toekoms, selfverwyd en selfverwerping in my lewe toegelaat het, wat hierdie toestande in my liggaam gevestig het. Toe ek dit bely voor die Here en sy vergifnis ontvang, is ek daarvan genees, ten volle genees. Dit was 'n proses en ek het nie dadelik die medikasie kon staak nie. Dit het 'n tyd geneem vir die Here se woord om my werklik ten diepste te oortuig dat ek hom in alles kon vertrou en myself moet vryspreek. Wat egter vir my so kosbaar is dat niemand anders vir my moes bid nie. Die Here het my herstel toe ek tot inkeer kom en toegelaat het dat sy woord en sy waarheid my hart verander. Daarmee sê ek natuurlik nie dat gebed nie waardevol is nie. Dit is natuurlik, maar die Here eerbiedig sy woord. Die Here sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie,
maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek het stuur. Jesaja 55 vers 11. So, hiermee wil ek die lesers bemoedig. Vat hande saam met ons liefdevolle Skepper in die herstel wat hy vir ons beloof en voorsien het. In 'n wêreld waar gelowiges en ongelowiges tans ewe siek is en waar medisyne al hoe duurder en minder effektief word om ons probleme op te los, is dit tyd dat ons terugkeer na die bevrydende waarheid van God se woord. Laat ons fokus op ons Verlosser en lewe soos hy, in liefde en gehoorsaamheid, sonder vrees, skuld of skaamte, maar in vertroue, onderwerping en in verootmoediging voor hom. Tot volgende keer, Shalom, Dr. Frans J. Cronje. Baie dankie Dr. Frans vir jou insettinge in ons lewe en ons bediening in. As ons gaan kyk na die groot gebod in die wet, Matteus 19 vers 17, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Matteus 22 sing ons, vers 35 tot 37, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Vers 38 tot 40. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Soveel mense dink ons is vry van die Ou Testament. Ons leef net in die Nuwe Testament. Ons is vry van die gebooie. Dis hier in die Nuwe Testament wat Jesus Christus self gesê het. Ons moet God die Vader lief hê met alles binne in ons. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En hy sê die hele wet en die profete, die Ou Testament hang aan hierdie twee gebooie. Die wortel daarvan bly liefde. Ons het 'n plakkaat ook gemaak wat ons noem die gebod in die Ou en die Nuwe Testament. Hierdie plakkaat som dit baie mooi op om te gaan kyk na al 10 gebooie wat die helfte inpas bokant van die sirkel en die helfte onder. In die middel van hierdie sirkel staan daar God en mens. So die eerste helfte van die 10 gebooie handel oor God, wat ons Vader, Seun en Heilige Gees moet lief hê. Die tweede wat daarmee gelyk staan is, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En aan hierdie twee gebooie hang die hele wet. Op hierdie plakkaat het ons gaan kyk na 'n paar verse in die Ou Testament, asook 'n paar verse in die Nuwe Testament, wat presies dieselfde boodskap vir ons gee. As ons met nuwe oë kyk na die wet, het ons hierdie epos ontvang. Die eerste belofte. As ek die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie, want ek sal die ereplek in jou lewe hê. Die tweede belofte, as ek in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesneede beelde van my te maak nie, want jy sal self my beeld dra. Die derde belofte, as jy my liefhet, sal my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe kan wees nie, maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer word. Die vierde belofte, as ek die ereplek in jou lewe het, sal Sabbat die hoogtepunt van die week vir jou wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om in die gemeenskap van die heiliges my te aanbid, 'n dag om na uit te sien, nie om teenop te sien nie. Die vyfde belofte, as ek in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien, wat hulle vir jou uitgekies het. Die sesde belofte, as jy my liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand wil seermaak of haat nie, wat nog te sê doodmaak. Die sewende belofte, as jy my liefhet, sal dit nie moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As ek 'n plek in jou huwelik het, sal julle vir mekaar lief hê, en julle geluk sal ek in my hande bewaar en vashou. Die agste belofte,
As ek op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee? En jy sal nooit iets van 'n ander wil neem nie. Die 9de belofte, as ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Deur my gees sal jy 'n mens wees wat van 'n ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. Die 10de belofte, as jy een met my is, sal my gees jou tevredenheid gee om vergenoeg te wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat jy nodig het, en wat hy gee, gee hy altyd genoeg, sodat jy niks sal kort kom nie. Die basis hiervan is dis liefde. As ons God lief het, sal ons ook ons naaste kan lief hê, soos onsself. As ons onsself lief het, kan ons ons naaste lief hê. So as ons gaan kyk op hierdie sirkel basismodel, dan sien ons bo God die Vader, Seun en Heilige Gees, onder jouself en jou naaste. Nou julle die prentjie van die huisie, Vader gee vir ons hierdie reëls, nie omdat hy ons wil straf nie, omdat hy die lewe vir ons moeilik wil maak nie, maar hy sê pas op vir die dief wat wil inkom en kom steel en slag en verwoes. Pas op vir die dief wat vir jou wil kom sê jy hoef nie lief te hê nie. Die woord sê jy moet lief hê. En as jy nie lief het nie, dan maak jy die deurtjie oop vir al die goedheid om uit te loop. Vader is liefde, God is liefde. Hy staan by my en jou huisie se dak en hy gooi vir ons alles in oorvloed in, wat ons nodig het om 'n lewe in oorvloed te hê. Maar die dief kom en hy wil net steel. En hy bring vir ons allerhande onwaarhede, wat nie die waarheid in die woord is nie. Met hierdie sirkelmodel het Vader vir ons teruggeneem na die tuin van Eden. Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vader het vir hulle 'n lewe van oorvloed beplan, maar hy het vir hulle 'n opdrag gegee. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hulle het egter gedink, hulle het die wysheid in pag, en nie die Here gedien nie, en nie vir my wat sleg was nie. Dus het hulle nie Spreuke 3 vers 7 en 8 toegepas in hulle lewe nie. Toe loop al God se goedheid uit by hulle huisie se deure en vensters. Toe hulle buite God se wil is, het hulle 3 emosies ervaar: vrees, skuldgevoelens en skaamte. Toe hulle buite Vader se wil was, het hulle 3 emosies ervaar: vrees, skuldgevoelens en skaamte. Soos gaan kyk na hierdie voorstelling, Adam en Eva in die gevalle toestand, vrees, skuldgevoelens en skaamte. En dit pas in op hierdie sirkelmodel. Bo verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees, as ons nie binne sy wil is nie, ondervind ons vrees. Onder verhouding met jouself, as jy nie binne Vader se wil is nie, ervaar jy skaamte. En verhouding met jou naaste buite Vader se wil, skuldgevoelens. Adam en Eva het vrees ervaar. Hulle het gaan wegkruip. Hulle het skaamte ervaar. Vir die eerste keer het hulle agtergekom, hulle het nie meer klere aan nie. En hulle het skuldgevoelens ervaar. Hulle het mekaar begin beskuldig en selfs vir God beskuldig. Ons lees daarvan in Genesis 3 vanaf vers 7 en 8. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Vers 9 en 10. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. Genesis 3 vanaf vers 11. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord,
Die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Ons sien dus al 3 emosies, vrees, skuldgevoelens en skaamte. Tot vandag toe in my en jou lewe, as ons buite Vader se wil is, ervaar ons daai 3 emosies, vrees, skuldgevoelens en skaamte. En dan dink ons het die wysheid in pag. Ons dink ons kan dit regstel. En die manier ons dit probeer regstel, was dieselfde manier hoe Adam en Eva dit probeer regstel het. As daar vrees is, probeer ons dit regstel met afgoderry. As daar skuldgevoelens is, probeer ons dit regstel met rebellie. As daar skaamte is, probeer ons dit regstel en verberg met trots. So hier sien ons op die sirkelmodel, as daar vrees is daar afgoderry, dis die pleistertjie. Dis die manier hoe ons probeer wegkruip. As daar skaamte is, probeer ons dit regstel met trots. As daar skuldgevoelens is, probeer ons dit regstel met rebellie. En as hierdie wortelstelsel vrees, skuldgevoelens en skaamte is, dan dra hierdie boom vrugte. Die vrugte van die wortel van die boom van vrees is liefdeloosheid, hartseer, konflik en stryd. Baie keer konflik en stryd is in jou gees, diep in jou wese, wat jy weet wat die regte ding is, en jou vlees, daai konflik en stryd wat Paulus vir ons van vertel het. En dan as jou verhouding met jouself nie reg is nie, en hierdie wortel van die boom is skaamte, probeer jy dit regstel met trots, en dan dra die boom vrugte. Ontrouheid teenoor jouself eerstens, kwaaiheid en gemaksigtigheid, selfsugtigheid of verslawings. Verhouding met jou naaste. As die wortel skuldgevoelens is, probeer ons dit regstel met rebellie. En dan dra hierdie boom vrugte van ongeduld, onvriendelikheid en bitterheid. Op 'n stadium het ons gesê, dit is fantasties, hierdie openbaring, maar hoe bring ons dit uit by liggaamlike siektes? En dis toe wat Vader vir hierdie dokters gewys het van waar lewe begin, in die embrio. En die embrio met sy 3 lae, ektoderm, heel buitekantste laag, mesoderm en endoderm. En uit daai lae uit ontstaan alle organe. Dus ons gaan kyk na die organe uit die ektoderm, sien ons dit is aan die bokant van die sirkel. Vrees is die wortel, organe van die brein, die vel, die hare, naels, cerebrovaskulêre stelsel. Onderste deel, verhouding met jouself, organe wat daaruit ontwikkel, is die organe uit die endoderm, heel binnekantste laag, die lewer, die tong, endokrine of hormoonstelsel en ingewande of spysverteringskanaal. Dan jou verhouding met jou naaste. Organe wat daaruit ontwikkel is die mesoderm organe, die hart, die niere, locomotor bewegingsstelsel. So as jy 'n tydjie vat en jy gaan kyk nou waar lê jou siektes, gaan jy dadelik begin sien op hierdie algemene model waar die wortel lê. Elke mens is egter uniek. So daarom beveel ek aan dat jy sal gaan bid daaroor, vir Vader sal vra, wat is sleg in jou lewe wat jy moet vermy? Siektes byvoorbeeld van die brein kan wees goed soos depressie, hoofpyne, aandagafleibaarheid, kan nie onthou nie, Alzheimer's, daai tipe van siektes. Daar is 'n hele string van hulle, maar dis net 'n paar van die hoofsiektes wat ek vir jou noem. Die wortel daarvan is vrees. Verhouding met God die Vader is nie reg nie. Op een of ander manier ervaar jy nie God se volmaakte liefde nie, want die woord sê volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Die volgende organe uit die ektoderm is die vel, die hare, die naels. Dit kan velsiektes wees, soos ekseem. Dit kan droë vel wees, dit kan psoriase wees, dit kan akne wees. Hare wat bros is en wat uitval, naels wat bros is, wat maklik breek. Cerebrovaskulêre stelsel, waar ons die neurologiese en die kardiovaskulêre stelsel by mekaar uitbring. Dit kan goed wees soos hartkloppings. En ons sien al hierdie goed se wortel is vrees. Volmaakte liefde van God word nie ervaar nie. Die organe uit die endoderm, siektes van die hart, niere, daarby kan ook aansluit die bloeddruk,
wat ook by die cerebrovasculaire stelsel kan wees, en leukemotor, siektes soos artritisse. Hierso is ook alles uit te waai met die immuniteit, so kankers val ook byvoorbeeld, en allerhande inflammasie val onder hierdie mesodermorgane. Verhouding met jouself, organe daar, is die lewer. Lewer is galblaas, as jou galblaas al verwyder is, kan hy ook daaronder val, die longe val daaronder, asma, emfyseem, daai tipe van goed. Die tong en die hormoonstelsel. Hormoonstelsel is byvoorbeeld soos die pankreas, wat insulien vervaardig, wat 'n hormoon is, so as jy diabetes, dan val dit ook daaronder, skildklierprobleme, allerhande siektes van die vroue en die hormone wat daarbey betrokke is. En dan die ingewande, alles wat betrokke is by die estrogen, progesteroon, testosteroon en al daai goed. Ingewande of spysverteringskanaal, dis goed soos die maagsere nie, dikdarmprobleme, alles wat te doen het met die spysvertering. So as ons gaan kyk, opsomming, die wortels van siekte is vrees, skuldgevoelens en skaamte. Hoekom het dit ontstaan? Ons is buite die wil van die Vader. As daar vrees is, kan die boom vrugte dra, en maniere hoe vrees kon ingekom het, deur liefdeloosheid, dis 'n gees van liefdeloosheid, en okkultiese goed, waar het ons oralste ook gaan hulp soek, nê? Skuldgevoelens, die vrug wat ook daarby gedra kan word, is bitterheid en beskuldiging, onvergewingsgesindheid, skaamte, 'n gevoel van verwerping, minderwaardigheid en verslawings. En dan is daar soveel mense wat die kennis kry, maar wat nooit genesing kry nie, want daar is 'n blokkasie. Nou daar is verskeie blokkasies, hier is nou maar net 'n paar van hulle. Maar as die wortel vrees was, is een van die blokkasies, hoekom ons die genesing kry nie, is afgodery. Waar gaan soek ons oral hulp vir genesing? Byvoorbeeld by okkultiese genesingspraktyke. Ook die gebrek aan geloof in God vir genesing. Terwyl ons nog die krik het, terwyl ons nog die pilletjie het wat ons kan sluk, kan dit keer dat ons volle geloof het in God vir genesing. Dit is 'n blokkasie dat ons nie genesing ontwikkel, dat is 'n blokkasie dat ons nie genesing ervaar nie. Rebellie, dit is die blokkasie as die wortel skuldgevoelens is. Onder andere onvergewingsgesindheid. Ons sê, ek sal almal vergewe, maar daai een spesifieke persoon sal ek nie kan vergewe nie, want dit wat hy aan my gedoen het was net te erg. Bitterheid teenoor God en ander, asook aanhoudende sonde. As ons tot die kennis van die waarheid kom en ons hou aan om te sondig in God se oë, dan is ons eintlik in rebellie. Trots is ook 'n blokkasie. En as ons skaamte gehad het, dan probeer ons dit regstel met trots. Ons hou hierdie beeld voor vir die wêreld. Dis die onwilligheid om self te verneder voor God, om genesing te ontvang. En ook om jouself te verneder voor ander mense, om jou sondes te bely, openlik teenoor mekaar. Of ons skryf ook vir God voor. Ons het 'n bepaalde gedagte in ons kop, van daai datum moet ek genees wees. En as dit nie daai datum is dat ek genees is nie, dan is ek kwaad en dan wil ek dit nie hê nie. Dis alles blokkasies op die pad na genesing. Die vrug van ons wonde in ons gees en siel word ons siektes in die liggaam. 'n Paar van die bekende assosiasies wat ons sien aan die linkerkant die gemoedstoestand en die regterkant die siekte wat dit kan veroorsaak. Ons weet angs kan aanleiding gee tot hartklopings. Ons weet woede kan aanleiding gee tot hartaanvalle. Emosionele probleme kan aanleiding gee tot prikkelbare darmsindroom. Dis mees algemeen bekende siektetoestande, wat ons nooit eers besef, dat die wortel lê eintlik op die siel en die geesvlak, en dat dit gemanifesteer op die liggaamlike vlak. Ons moet die wetenskap gebruik om ons weer na God te bring in belydenis, sodat ons weer gesond kan word, eerder as om die mediese wetenskap te gebruik om die gevolge van ons sondes te omseil of te verdoof. Die woord sê vir ons, hy gee ons nie vrees, skuldgevoelens en skaamte nie. Ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die woord noem dit 'n gees, 'n bose gees wat nie van God afkom nie,
'n dief wat kom steel, slag en verwoes. Die natuurlike stand van die menslike verstand is een van matige angs en depressie. Fyodor Zotsiz het dit geskryf. Is dit eintlik nie 'n skrikwekkende stelling wat hy gemaak het nie? Die natuurlike stand van die menslike verstand is een van matige angs en depressie. En ons het so gewoond geraak daaraan, dis die realiteit, maar dis nie die waarheid nie. Daar's 'n verskil tussen die realiteit wat ons sien en die waarheid volgens die woord.